Die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag.
Ja, Here, ons kom bely dat U, Jesus is groot bo almal. Daar is niemand soos U nie, Here. U is groter as ons grootste verbeelding. U is groter as wat ons verstand dit kan dink. En dankie, Here, dat U ten spyte van die grootheid en in U grootheid ons na U te trek. Dat U tyd maak, Here, om ons deel van U grootste werke te maak. Dat U tyd maak om babietjies teen U te kom vasdruk. Here, wat 'n voorreg is dit om te kan doop. Om te kan beleef wat U genade beteken. Dat U vir ons kom kies. Maar Here, dat ons ook kan weet dat dit waar is vir elkeen van ons, nie net vir hierdie 4 babietjies wat gedoop word vandag nie. Dis die waarheid vir elkeen van ons, U is vir ons lief. En Here, daarom wil ons, soos wat ons nou gesing het, ons lewe aan U gee. Alles wat ons is, alles wat ons het, net voor U kom sit. Here, maar U weet, is vir ons eintlik moeilik. Ons is die meeste van die kere so selfgesentreerd, selfgefokus. Dat ons nie U wêreld en U wil raak sien nie. Of dat ons partykeer net sommer blaatant weier om daarvan deel te wees. Ek wil vir U vra dat U ons sal ondersoek en sal deursoek en dat ons U stem in ons lewe sal hoor. Dat ons daardie vrotplekkies in ons lewe sal raak sien, sodat ons dit sal kan beter maak. Sodat ons meer en meer soos U sal kan wees. Jy het nou geleentheid om self met die Here te praat ook. En as jy 'n kersie wil kom aansteek, is jy baie welkom om dit te doen. Sal ek gaan, by wie sal ek skuil, as my hart in stukke lê, en ek voel niemand my wil hê. Wie sal ek vra, waar sal ek huil, as my hart hier binne pyn, en ek voel niemand veg vir my. Hier kan ek rus, want U
in stukke lê, en ek voel niemand wil my. Wie sal ek vra? Waar sal ek huil as my hart hier binne pyn, en ek voel niemand veg vir my. U is ons daar. U sal verstaan. Vader, ek val in U arms. Hier kan ek rus, want U het my lief, net soos ek is. Vader, ek val in U arms. Dis veilig vir my om alles te gee en by U te bly. Vader, ek sal U vertrou. Ons tema is vandag verbond en koninkryk, wat ek dink in my opinie die twee temas is wat regdeur die Bybel loop. Eintlik kan 'n mens sê, dit is die DNA van die Bybel. Oral gaan dit op een of ander manier oor verbond, wat gaan oor verhouding, en koninkryk, wat gaan oor diens. Ons teks is vanoggend uit Genesis 12, en ek gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 3. Die roeping van Abraham is die opskrif daar. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie, na die land toe wat ek jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet 'n seën wees, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en vervloek wat jou vervloek. En jou sal al die volke van die aarde geseënd wees. Onvrugbaarheid is seker een van die moeilikste goed wat mense, vrouens, maar couples, kan deurgaan. Dis een van daai goed wat 'n mens kan breek, wat 'n mens verskriklik seer maak. Is ook een van daai goed wat ongelooflike spanning en druk op 'n verhouding kan plaas. Maar in hierdie teks van ons vandag is dit juis onvrugbaarheid wat die sleutel vir hierdie spesifieke teks is. En eintlik maak hierdie teks net sin as 'n mens dit in konteks plaas met alles wat voorheen gebeur het, van Genesis 1 tot en met Genesis 11. Jy weet, van die sondeval af, Kain en Abel, die reëse, die sonvloed, die toring van Babel. En dan Genesis 11 vers 30, wat in die hoofstuk net voor die tyd inkom, wat sê, Sarai was onvrugbaar, sy het nie kinders gehad nie. Onvrugbaarheid word op die ou end van die dag die metafoor vir hierdie menslike storie, vir die menslike storie van verdorwenheid, van hopeloosheid en van hulpeloosheid. Nou wil ek myself hier vir 'n oomblik onderbreek, want ek is bang jy verstaan my verkeerd, want ek sê nie vir 'n oomblik vandag, dat mense wat vandag onvrugbaar is,
dat dit 'n straf of 'n vloek is nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Maar in die konteks van die storie waarmee ons besig is dit vir die skrywer nogal belangrik dat ons weet dat onvrugbaarheid in hierdie geval, in hierdie storie, wat op die einde van die dag nie net die storie van Abraham is nie. Dis die storie van Israel. En onvrugbaarheid is die metafoor wat vir ons kom sê dat Israel in 'n doodloopstraat is. Daar kan nou niks verder gebeur nie. Al hierdie goed voorheen wat ek nou van gepraat het verkeerd geloop, van die sondeval af. Al daai goeders, Kain en Abel, die eerste moord wat gepleeg is, die reëse, die sonde wat daar plaasgevind het, die sondvloed, die toring van Babel waar hierdie mense God self wou wees, wat God van sy troon wou afhaal. Al hierdie goeders loop op die ou end van die dag uit op onvrugbaarheid. Israel is in 'n doodloopstraat. En as 'n mens die vorige hoofstuk gaan lees, gaan jy nogal sien dat Abraham moedeloos is, hopeloos is, en hy het in 'n gesprek met God wat hy sê, maar hierdie goeders gaan net nie werk nie, dit is net nie hoe dit gaan werk nie. Hy's in 'n hele situasie waar hy nie meer hoop sien nie. Maar dan is dit belangrik om te sien in hierdie teks dat dit is nie die einde nie. Onvrugbaarheid as metafoor in hierdie storie is nie die einde nie. En eintlik, as jy deur die hele Genesis gaan lees, dan raak onvrugbaarheid die arena waar jy God se lewegewende aksie in aksie sien. Waar jy kan sien, maar dit is waar God begin werk. En dit is net ongelooflik hoe 'n mens dit in hierdie teks sien, as jy die teks so klein bietjie gaan uitpak. Ek wil jou vra om gou weer saam met my te dink aan, hoe begin hierdie teks? Die teks begin met die Here het vir Abraham gesê. Laat dit jou aan iets dink. Die Here het vir Abraham gesê. As jy mooi daarna kyk, dan kan jy sien die skepingsmetafoor kom ook daarin. Onthou jy toe God geskep het hy gesê, laat daar lig. God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. God het gesê dat die aarde moet groen plante voortbring en dit het gebeur. God het gesê, kom ons maak die mens na ons beeld, as een van ons. So wanneer God hier sê, wanneer Genesis hier sê, die Here, ek gaan net gou hierdie, die Here het vir Abraham gesê, dan moet hierdie skepingsmetafoor onmiddellik by jou opkom. Soos wat God in die begin uit chaos skep, uit die donker te skep. Op dieselfde manier is hy nou besig om in Abraham se lewe te skep. Hy kom maak dinge nuut. Hy kom sê vir Abraham in soveel woorde, hierdie is nie die einde nie. Hierdie onvrugbaarheid wat vir jou soos 'n doodloopstraat lyk, is nie op die einde van die dag die einde nie. En God gaan 'n nuwe verhouding skep met Abraham. En eintlik wat dit beteken as jy die hele verhaal lees, beteken dit God is besig om 'n nuwe volk, 'n nuwe lewe te skep. En hierdie is 'n lewe met wie hy in verhouding wil wees. Dis vir my een van die mooi goed van die verbond, is dat 'n mens kan sien dat God deurlopend smag om met mense in 'n verhouding te wees. Hy wil deurlopend mense na hom toe trek. Dit is my mooi om te sien dat God die God is wat na ons toe kom. En soos wat ek nou al reeds so klein bietjie weggegee het, dit is wat 'n mens die verbond noem. Verbond gaan oor God wat in 'n verhouding met ons wil wees. God wat vir ons wil lief wees. God wat 'n behoefte het dat ons vir hom moet lief wees. En God wat in hierdie nuwe verhouding nuwe lewe kom skep. En vir my is dit net ongelooflik. En dit is hoekom dit vir my so lekker is om babas te doop, want dit herinner ons, of enigiemand te doop, dit hoef nie eers babas te wees nie, want dit herinner ons dat God in 'n verhouding met ons wil wees. As jy mooi gaan kyk wat hier gebeur, dan sal jy sien dat Abraham is besig om sy eie dinge te doen.
Abraham is nie besig om vir God te soek nie. Abraham is nie op een of ander pelgrimstog nie. Hy is besig met sy eie dinge. En dan kom Jahwe na hom toe, sonder dat hy iets gedoen het. Jahwe kom kies hom. En dit is vir my ongelooflik mooi. Maar, dit is ook nie die hele storie nie. Daar is meer hier agter. Want God kom roep hulle nie in veiligheid nie. As jy gaan lees in die storie, dit moes vreesaanjaend gewees het om Abraham te gewees het. Want God sê vir hom, los alles wat vir jou bekend is. Los dit, los jou familie, los die land waarin jy woon en gaan waartoe ek jou stuur. So, God is 'n God wat hierdie mense met wie hy 'n verhouding wil hê, hy is die God wat hulle roep om in gevaar, in vreemdheid, op hom te vertrou. Hy vra vir hulle om die bande wat hulle ken, te breek. Om dit wat hulle ken, te verlaat. Dit moes werklik vir hulle nogal vreesaanjaend gewees het. Ek kan myself dit net indink. Dit kon nie maklik gewees het nie, want onthou, wanneer ek en jy oor God praat, is dit 'n God wat ons ken. Dis 'n God wat ons weet wie hy is. Dis 'n God waarmee ons groot geword het. Jahwe was vir Abraham 'n vreemde God. Maar, dan is dit weer eens belangrik om te sien, dis nog nie die einde nie. Hierdie vreemdheid, hierdie gevaar, spreek nie die laaste woord nie. Hierdie loop uit op 'n belofte. Dit gaan op die ou end van die dag vir God om te sê, volg my, want ek sal jou seën. Ek sal vir jou wys hoe 'n mens in volheid moet lewe. Ek sal vir jou 'n volle lewe gee. En dit is wat gebeur wanneer God ons in 'n verhouding inroep. Wanneer ons met God in sy verbond inloop, is hy gee nie net vir ons hierdie opdrag om die vreemde tegemoet te gaan nie, om in sy wêreld en in sy storie in te koop nie. Hy gee ook vir ons die belofte van seën, die belofte van grootheid. Nou, vir ons is dit nogal moeilik om te verstaan hoe Abraham net agter God aangegaan het. Hoe Abraham alles los wat hy ken en net agter God aangaan. Want ons in ons kultuur is nogal gefokus op onsself. Ek en jy gaan nogal nie maklik onsself verloon nie. Hoeveel kere wanneer ons vir mense sê, vat wat jy dink jou toekom. Dis nogal hoe ons praat. Ons is nie heeltemal in op hierdie idee van om onsself te verloon nie. Ons is nogal gefokus daarop om na onsself te kyk. Maar dit is juis in hierdie verloning, in hierdie wat ons onsself prys gee, wat 'n mens uit hierdie onvrugbaarheid kan begin beweeg. Wat ons hierdie belofte wat God vir ons gee, kan met al twee hande aangryp. En dit is eers wanneer ons pens en potjies in God se storie staan, wanneer ons pens en potjies sê, maar ek glo dat God my God is, en dat God beter weet as ek, en dat ek die lewe gaan leef wat God vir my gee het. Dit is eers dan, wanneer ons uit hierdie hulpeloosheid, hierdie hopeloosheid van onvrugbaarheid kan beweeg. En as jy mooi luister, sal jy Jesus se stem hierin hoor. Onthou Jesus sê daar in Markus 8, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Dit is nogal Jesus se logika daai, wie eerste sal laaste wees, wie laaste sal eerste wees.
Ons kan nie anders as om onsself te verloon wanneer ons werklik in 'n verhouding met God wil staan. En dit maak nie sin nie. Dit maak nie sin om jouself te verloon nie. Dit maak nie vir ons in elk geval sin nie. Want ons natuur is om onsself te beskerm. Ons natuur is om onsself te preserveer. En daarom maak Jesus se lewe baie keer nie vir ons sin nie. Daai wat ek al baie na verwys het, as iemand jou op die een wang slaan, draai die ander wang. Dit maak nie vir ons sin nie, want ek moet myself preserveer. Soos iemand my skade aandoen, dan moet ek dit weer terugreageer. Maar wanneer ons werklik ons kruis kan optel, wanneer ons werklik saam met Jesus in ritme met Jesus kan loop, kan ons die belofte wat God vir ons gee, vir die eerste keer werklik met 2 hande aangryp. Maar, wil ek nou weer sê, nog steeds is dit nie die einde nie. Want hierdie belofte loop uit op 'n opdrag. 'n Opdrag om te sê, maar dit wat jy ontvang, moet jy uitgee. Jy kan nie net seën ontvang nie. Seën is nie iets wat jy besit nie. Seën is iets wat jy ontvang en dan gee jy dit uit. Jy kan dit nooit net vir jouself hou nie. Dis amper soos om 'n balsport te speel. Jy kan nie daai sport doen, of dit nou netbal of rugby of wat ook al is, jy kan nie daai sport doen terwyl jy die bal net vir jouself vashou nie. Dan is dit amper soos wanneer mens Welpie rugby kyk, of weet hierdie noontjie netbal kyk, is daai kinders wil daai bal vir hulle self hou. Hulle verstaan nog nie dat die spel net kan werk wanneer ek die bal uitgee nie, vir iemand anderste nie. Dis so seën ook werk. Ek en jy kan nie hierdie lewe wat God vir ons gegee het, ten volle leef en hierdie seën ten volle ontvang, as ons nie bereid is om ook uit te gee nie. En dit noem 'n mens die koninkryk van God. Dit is die tema wat Jesus die meeste keer oor gepraat het in sy lewe. Hy praat gedurig deur oor die koninkryk van God. En as jy vir Jesus sou vra, hoe lyk die koninkryk van God? Dan sê hy vir jou sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met alles wat jy het. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So wanneer ons vandag nou hierdie babas gaan doop, wil ek hê jy moet onthou, dat in die eerste plek, dat God ons in 'n verhouding intrek. Dit gaan nie oor ons wat 'n verhouding met God soek nie, dit gaan oor God wat ons in 'n verhouding intrek. God wat na ons toe kom, God wat 'n behoefte het om vir ons lief te wees, en dan antwoord ons deur te sê, ja, God, ek wil ook in 'n verhouding met U wees. Ek wil ook vir U lief wees. En dit is wat 'n mens die verbond noem. So wanneer ons nou weer die babetjies gaan doop, gaan die doop ons herinner dat God vir ons lief het. Dat hy 'n belofte aan ons maak om ons te seën en om by ons te wees en om ons God te wees. En dat ons kan onthou dat wanneer ons hierdie babas doop, dit nie net gaan oor hulle nie. Dis hoekom mense altyd babas doop in 'n gemeente opset. Want dit gaan nie net oor hierdie babas of mense wat gedoop word nie. Dit gaan ook oor elkeen van ons wat hier sit. Wanneer ons die doop beleef, dan weet ons, maar op dieselfde manier het God ons ook lief. Maar ons moet ook onthou dat God ons roep om vir hom te lewe. En hierdie kan 'n gevaarlike lewe wees. Ons word nie gegarandeer om teen gevaar beskerm te word nie. Dit is 'n avontuur, die avontuur van die lewe waarin God ons roep. Maar dit is 'n lewe van belofte, vol seën en 'n volheid van lewe. En daarom sal julle sien, nadat ons die babas gedoop het, gaan ons kans gee vir die ouers om kersies aan te steek. En hierdie kersies simboliseer dat hierdie kinders ook geroep word om deel van die koninkryk van God te wees. Dat ons ook verwag dat hulle liggies in die wêreld daar buite gaan skyn. En dit dring ons op die ou end van die dag om weer eens 'n seën te wees vir die mense rondom ons. So ek wil begin deur die
formulier te lees. So ek wil vra dat die ouers so lank vorentoe kom, Morney en Jackie, Roan en Carla, en Meyer en Cherie. Julle kan sommer hierso voor my staan, so 'n halfmaan. Probeer maar daai mikrofoon wat ek daar neergesit het te mis. Julle sal sien ek het die verantwoordelikheid om te sê wat ek gaan doen omdat ons nou babietjies doop. So ek staan ver genoeg weg sodat ek nog sonder 'n masker kan praat. Nou as ek hulle gaan doop, gaan ek my masker opsit en ek gaan my hande sanitize voordat ek ons aan die kleintjies vat. So ek gaan nou eers vir julle die formulier lees om te sê maar wat is die betekenis van die doop. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want die sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan mense verbind. Hoe ongelooflik is dit om dit nie te weet nie. Ek wil vra, hier is nou al 2 babietjies klaar hierso, ek wil vra dat julle solank die ander 2 ook kan inbring voordat ons die vraag gaan lees. En hierdie man slaap. En hulle lyk die een so mooi soos die ander ene. Ek gaan vir julle die vrae lees. Ek gaan eers al 3 die vrae lees en dan gaan ek vir julle kans gee om elke ouerpaar apart daarop te antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans aan Christus behoort. Nogtans in Christus aan God behoort en as lidmaat van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer van verlossing. En beloof julle om hierdie kinders in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle antwoord hierop? En julle sinne? En julle sinne? Dis dan nou vir my 'n groot voorreg om hierdie ouetjies te kan doop. Nou ongelukkig gaan julle my oor asemhaal ook nou. Ons gaan in 'n spesifieke volgorde doop sodat ons die fotootjies op die regte volgorde. So ek gaan begin met Luan, soos jy hom kan
Ek het oorspronklik gedink om nie die oumas en oupas uit te roep nie, want ons moet nou sosiale distansiering hou, maar ek dink tog ons het genoeg plek, so as die ouens wat nie doop nie, 'n klein bietjie agter te staan, dan gaan ek kans gee dat die oumas en oupas een vorentoe, of nie een nie, ek bedoel nou groepie vorentoe kom. So as jy dit nie wil doen nie, dan hoef jy dit nie te doen nie, maar ek wil jou uitnooi en klein Karlie gaan ook kom kyk hoe haar boetie gedoop word. Sy was ook 'n rukkie terug gedoop hierso. Ek kan nie onthou of ek hierdie gedoen het nie. Kan jy sy koppie so draai? So, ja. Luan Swart, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun. Ai, dis verskriklik. En van die Heilige Gees. Here, hoe ongelooflik is dit om net u genade op hierdie klein seentjie se gesig te sien. Hy is net so onbewus van wat hom aan die gang is, dat hy selfs deur hierdie hele doopseremonie slaap. En dankie Here dat ons kan weet dat dit net nog 'n groter teken is van die ongelooflike genade en dat U vir hom geroep het om U kind te wees. En dat U hom op die ou en vandag uitstuur om 'n disipel van U in hierdie wêreld te wees. Ek wil vir U vra dat U hom sal seën en sy ouers sal seën en sy grootouers sal seën, dat hulle op die ou en van die dag tot seën van die wêreld om hulle sal wees. Amen. Volgende is die tweeling. So as hulle oumas en oupas hier is, wil ek julle nooi om ook vorentoe te kom. Julle is baie welkom. Is die oumas en oupas? Gaan hier. Lyk my hierdie oumas en oupas is reg. O, gits, nou is ek die mekaar. Dis baie moeilik. Anje, okay. Anje van Rensburg, jy moet ook so draai dat ek haar koppietjie, ek gaan dit op haar laat val, hier so oor die bakkie sit. Dis reg so. Nou smaal sy by my. Anje van Rensburg, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. So hierdie is nou Andrina. Andri, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om hierdie twee dogtertjies so te kan doop en om ook u liefde en u genade in hulle lewens te kan sien. Ek wil vir u vra dat u ook hulle en hulle ouers en hulle grootouers, hulle familie sal seën, dat hulle werklik mense sal wees wat in u voetspore sal volg en dat hulle op hierdie manier ook hulle lig in die wêreld daar buite sal laat skyn. Amen. Okay, nou is dit klein Melinke se beurt. As hier oumas en oupas hier is, en Annelde, jy kan ook vorentoe kom as jy wil. So. Sy wil kruip, sy wil nie nou hier in die arms wees nie. En nou wil sy na haar sussie toe gaan. Nou kom ons doen dit gou. Jy kan haar so omdraai as ons gaan kyk of sy kan, of sy dit gaan toelaat. Melinke Cronje, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun, o Gits, en van die Heilige Gees. Jy kan dit maar afvee daar. Amen. Here, weer eens net wat 'n voorreg om so omring te wees deur u liefde, om iets van u beeld in hierdie klein dogtertjie te kan sien. Dankie Here dat ons vandag ook kan beleef dat u vir haar lief is, dat u haar teen die bors vasdruk
en dat U in 'n verhouding met haar wil wees. Ek wil vir U vra dat U haar sal seën en haar ouers sal seën en haar sussie en boetie en dat U ook haar grootouers sal seën sodat sy op die ou en vandag sal groot word en vir U kan kies en om te kan kies om saam met U en deur U te lewe. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Sy's besig, hierdie ouetjie. So ek wil nou vra dat julle as ouers ook, soos wat ons gesê het, 'n kersie kom aansteek. Een van julle, Meyer, jy is nog nie klaar nie. Ons kan begin sommer met julle. Julle 'n kersie aansteek wat simboliek is vir klein Melinke en dan vir elkeen van die ander kinders se liggie wat in die wêreld daar buite gaan steek. So is 'n vuurhoutjie. Mornay en Jackie. Hierdie twee poppies. Wat 'n voorreg is dit nie om so teenwoordig te wees en getuienis te wees van dit wat God in ons alledaagse lewe kom doen nie. Dat God die God is wat op hierdie manier vir ons wil lief wees. Mag jy, ek kan seker nou hierdie ding afhaal. Mag jy werklik God se liefde beleef. Mag jy werklik beleef dat God jou in 'n verbond met hom intrek. Dat hy dit klaar gedoen het. Dit wat ons vandag hier gesien het is net die simboliek, is net die tekens daarvan. Maar God is vir ons elkeen ongelooflik lief. En mag jy dan op die ou end van die dag die seën wat hy vir ons gee ontvang, sodat jy dit ook weer kan gaan uitleef en op daardie manier saam kan bou aan die koninkryk van God. Ek wil jou vra om nou saam te staan en dan gaan ons afsluit met hierdie ongelooflike lied, bekende lied, O Heer my God, wat 'n lied is van absolute vertroue. So ek wil jou vra om saam met my te staan.
Ek wil jou net herinner, ons neem nie kollekte in die banke op nie, want ons mag dit nie doen nie, ons mag nie van hand tot hand stuur nie. Daar sal mense wees met bakkies daar by beide die deure. Maar ek wil jou uitnooi om saam met ons hierdie lied te sing. 'n Lied van verwondering, 'n lied van vertroue en 'n lied van God se heerskappy. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag sou onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit so. Hoe heerlik Heer, U groote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles, en sorgdig vir my kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit so. Hoe heerlik Heer, U groote naam. U seën word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig Hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit so. Hoe heerlik Heer, U groote naam. U maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid, Heer, dat die ryk mag kom, en kom U weer in eerlikheid op wolke, maak U volkoming nie die eiendom. Dan moet ek
Ontvang nou die seën van die Here en gaan leef in sy genade. Mag die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, by elkeen van julle wees. En mag jy volkome in sy verbond en in sy koninkryk leef. Amen.